besig om te praat van die liefde van Jesus deur ons, deur jou en my. En as jy laasweek nie was nie, asseblief gaan luister en kyk na die boodskap, want Marius het gepraat juis oor God die Vader, wat met soveel deernis en liefde na jou en my uitreik. Hy is 'n goeie Vader, en dis sy hart dat ons die hoop wat hy in ons plaas uitdra aan ander. Dit is sy wil dat ek en jy bemoedig word deur hom, sodat ek en jy kan gaan en bemoedigers word. Amen. En ons gaan vanoggend bietjie kyk, juis na presies wat dit behels. Ons is besig om dit te kyk deur aanleiding van die verhaal van die verlore seun uit Lukas 15 uit. En laas week het ons die hele perikoop gelees, en ek gaan vanoggend so klein bietjie daaraan vashak. Vanoggend se tema, ontvang, wanneer liefde nie 'n beloning is nie. Ek weet of jy al agtergekom het nie, maar baie keer voel ek die Here het my baie lief. En partykeer voel ek die Here is ver en het my nie so lief nie. Het jy dit al beleef? Of is dit net ek? Ja? Jy sien, want wanneer dit kom by ons as mens, ons is baie emosioneel gedrewe, en liefde baie keer word vir ons 'n gevoelding, maar wanneer dit kom by die hart en die karakter van God, sê die woord nie God voel liefde nie, hy sê God is liefde. Dis sy karakter, dis wie hy is, dis hoe hy aan mekaar gesit is, en ek en jy moet verstaan dat liefde is nie iets wat ons hoef te verdien nie, dis nie iets wat ons hoef te werf nie, dis nie iets wat meer word wanneer ons soet is nie, dit is iets wat God vir ons gee, en ek en jy moet dit aanvaar, en ons moet glo dat hy is lief vir ons, en dat hy aan ons hierdie medelee, dis 'n groot woord, die Engelse woord is compassion, bewys, hoekom, want hy's 'n goeie Vader, en daar sê ons, amen. Ek gaan julle vanoggend laat werk in hierdie gemeente. Ek wil ons moet vandag net kyk na die eerste deel van die volgende 3 weke. Vandag praat ons oor ontmoet medelee. Ontmoet medelee. Jy weet, wanneer ons praat van hierdie hart van God, jy kan nie iets gaan gee wat jy nie het nie. En ons gaan bietjie kyk vanoggend oor verskillende maniere hoe mense soms kyk na juis hierdie liefde van God. En vanoggend se aksie is, ons moet sy liefde ontvang en ons moet dit beleef. Ons moet dit ontvang en ons moet dit beleef. Dit moet 'n realiteit in jou lewe word. Kom ons kyk wat lees ons uit die woord uit 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot 4. Hierdie is ons ankervers in hierdie reeks. Dit is waarna ons oor en oor gaan verwys. So as jy 'n woord het, kan jy solank oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 1. As jy dit het, kan jy sê amen. Amen. Dankie Rolof. Ek gaan op jou spoed vanoggend. Kom ons lees saam uit die 2020 vertaling, dit sal op die skerm wees vir gerieflikheidsonthaalwe. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig, met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Hoor, God is die Vader van barmhartigheid, en hy is die koning en oorsprong van hierdie compassion, hierdie deernis, hierdie medelee, en hy kom na jou en my toe in ons moeilike omstandighede, en hy ontferm homself vir ons. Hy gee vir ons die liefde en die geduld en die beskerming en die wysheid, en hy tel ons op en hy dra ons sodat ons dit kan beleef. En wanneer ons dit beleef het, dan vat ons dit en ons leef dit uit teenoor ander wat dit nodig het. Het jy al agtergekom? As jy soms deur 'n moeilike ding gaan en jy kom aan die ander kant uit, kyk jy na iemand anders wat deur dieselfde gaan met ander oë. Het jy agtergekom? En dis asof iets in jou hart anders klop vir daai persoon. Want jy weet waardeur hulle gaan. Dalk nie presies nie, maar jy het 'n goeie verwysingsraamwerk van dalk die vrees of die onsekerheid of
of die struktuur wat om hom uitmekaar of haar uitmekaar uitval en die nie weet waartoe moet ek nou gaan nie en gaan ons hier deurkom en iewes skielik maak die Here in jou hart hierdie jammerte vir hulle los, hierdie empatie vir hulle los, dat jy eintlik wil beweeg en wil met hulle gaan gesels en sê, weet jy wat, kan ek net bietjie by jou sit, bietjie tyd saam met jou spandeer, jy gaan nie deurkom, ek is by jou. Dis God se barmhartigheid wat in jou lewe gewerk het, sodat dit deur jou kan werk na iemand anders toe. Ons word geroep om soos die Vader te wees. Hy is barmhartig, ontfermend, compassionate, so ek en jy het 'n roeping op ons lewens. God skep in jou die Christus DNA wat barmhartigheid uitleef. Dis 'n groot woord daai woord, barmhartigheid. Medelee is nogal 'n mooi woord ook om dit mee te vervang, want medelee sê ek kom met my medemens en ek ly saam met hulle. Met ander woorde, ek is in en deel van dit waardeur hulle gaan, soveel sodat ek dit ook voel en gedryf word tot aksie. Jesus praat van, hoe kan jy vir jou broer sê, man, gaan wees geseënd, hê genoeg om te eet en word geklee, as jy weet hy het 'n behoefte, maar jy doen niks omtrent dit nie. Dis hoekom, wanneer ons praat oor sy liefde deur ons, praat ons vanoggend dat God wil hê dat ek en jy moet kanale wees waardeur sy liefde die wêreld verander om ons. Amen. Die hartseer ding is, ons sit met 'n probleem, ons moet beweeg van selfsug na medelee. Ons moet beweeg van selfsug na medelee. Hoekom? Want die wêreld, geliefde broer en suster, leer ons dat alles gaan oor jou. Alles gaan oor jou. Watter kar wil jy ry? Waar wil jy bly? Watter werk wil jy doen? Waar wil jy vandag gaan draai? Wat het jy volgende op jou kooplysie? Met wie wil jy vandag kuier en wie nie? Dit gaan alles oor jou, jou gemak. Ek kan nie slaap in minder as 100 count Egyptian cottons nie. Dit gaan oor my. En hierdie wêreld sê, dit gaan oor jou. Alles gaan oor jou beste lewe, jou rykste lewe, jou beste ervaring. As jy nog nie deur Europa gaan reis het hierdie jaar nie, het jy nog nie geleef hierdie jaar nie. Jy het agtergekom, hierdie is die jaar wat almal iewes skielik weer land uit hardloop. Het jy dit gesien? Dis wat as die wêreld sy gedagte op jou wil neerdruk, kyk uit vir jouself. Kyk uit vir jouself. Dis selfsugtig. En die Here wil ons vandag uitdaag om te gaan van 'n vals self. Nou ek wil hê julle moet kyk mooi op die skerm. Vals is nie verkeerd gespel nie. Vals is intentioneel verkeerd geskryf, want 'n valse self is niks anders as iets wat nie reg is nie. God wil ons skuif van hierdie selfsugtige self, die ek, die valse, dit gaan oor my behoeftes en baie keer word gedryf deur ons tekortkominge en ons gryp na alles wat ons probeer net nader hark, want wie weet wat gaan gebeur en wie weet wat ons deur gaan maak. So ons maak by mekaar by onsself, maar God sê ek wil jou wegbeweeg van net jouself na ander. So kom ons dink gou daaroor. Onthou julle so 2 jaar terug het ons watertekort hier gehad met die pype wat gebars het. Onthou julle dit? Wie van julle onthou dit? Ja. Toe word hierdie ons beste maat. Onthou julle hierdie ene? Wie toilette op die tweede vlak van jou huis? Ek het. Weet jy verkeer gebruik mense toilet in 'n dag? Weet jy beperkend is 'n emmer? Want jy skep hom vol en dan doen hy net een ding op 'n slag. Soms is ons soos 'n emmer. Ons maak by mekaar. En ons bietjie vir iemand argie, maar ons is so bang want dit vat soveel moeite om hom weer vol te kry. Ons hou hom net vol. Maar dis my emmer. Onthou julle toe daai toilette so begin rof raak, dan sê jy vir die kinders, moenie die emmer in die toilet gooi nie. Pappa of mamma sal dit doen. En maak jy so. Want jy weet is moeite om hom weer vol te maak, is dit nie so nie? Gaan julle laat werk vanoggend gemeente of hou julle van emmer dra? As ek vanoggend vir jou moet sê, Belinda, vat gaga vir my hierdie emmer, gaan maak hom by die kraan vol buite en ons gaan vir almal hier in hierdie kerk 'n glasie gee. Wil jy nie gaga vir my gaan en net vir almal water in hulle glasies gooi nie? Dink jy dit gaan 'n lekker werkie wees? Hier is 'n 5 liter emmer.
Jy gaan besig wees. Hier so 220 mense dink ek wat met water kry. Maar wat as ek vir jou sê God se bedoeling met waarmee hy jou seën was nooit om bymekaar te maak nie. Dit was om deur jou ander te seën. Die verskil tussen 'n emmer en 'n tuinslang. Die tuinslang word gekoppel tot die bron. En al wat die tuinslang moet doen is toelaat dat die water deur hom vloei tot waar dit moet uitkom. Dis kom ons tuinslange het. Want niemand wil 'n emmertjie vat en die hele erf nat gooi nie. Ek onthou in Kreersdorp Noord het ek en my vrou besluit ons gaan grys water in die tuin in werk. Het julle al ooit grys water in julle tuin ingewerk? Dan vat jy die pypie in die bad, want ons moet nou opvang, né? Johnson & Johnson's baby wash. Dan maak jy dit emmer vir emmer vol, dan draai jy die emmers tot by die tuintjie en dan begin jy nat gooi en as jy weer sien dan is die emmertjie leeg. Gaan jy maar weer terug. Ek dink ons het dit vir 'n week en 'n half gedoen. Germa, waar sit jy my lief? Vir hoeveel weke het ons dit gedoen? Ons het slim geraak. Ons het die housepipe by die bad uit by die venster buite laat gaan want dit is verder af onder toe. Dan het een buite gestaan met die emmertjie en die ander keer merk dit. Dit was harde werk. Maar is daarom aansienlik makliker wanneer jy die kraan het en jy maak die kraan op en jy stap met die housepipe. En jy spuit nat. En dis wat God vanoggend het in ons harte wil plant. Hy wil ons neem van iets wat opgaar en vir hulle self hou na iets waardeur sy liefde, sy barmhartigheid en sy ontferming kan vloei. Want jy sien, as ons kyk na die verhaal van hierdie verlore seun, sien ons die Vader is die Vader van barmhartigheid. Sy karakter en sy optrede spreek van een wat gee en ontferm. Maar sy twee seuns het dit mis. Die eerste seun, die jongste seun, die een wat sy erfporsie kom vat het, die jonger een, hy ontvang wel van die Vader medelee, maar hy het iets gedoen met dit wat hy ontvang het. Hy het alles op homself spandeer. Die ouer seun was so kwaad, hy kon nie medelee betoon nie, hy was kwaad teenoor sy broer wat hierdie foute gemaak het, maar die Vader staan in die middel van albei en sê, luister, kom ek wys vir julle beter weg. In Lukas 15 vers 11 tot 16, kom ons lees dit gou weer daai interaksie tussen die jongste seun en sy vader. Die gelykenis van die pa en sy twee seuns. Verder het hy gesê, 'n man het twee seuns gehad, die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Met ander woorde, jy's nog nie dood nie, maar ek soek my erfporsie. Nie te lank daarna nie, het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkwis. Alles wat die barmhartige Vader aan hom toegeëien het hy vir homself gevat en net op homself spandeer. En ons sien in die verhaal wat daar uitloop in vers 14, teen die tyd dat hy alles uitgegee het op homself, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Die ding van water in 'n emmer, as jy hom lank genoeg los, hy word vrot. As jy nie vars water bytap nie, word dit vrot. En baie keer in ons kinders van die Here se lewens ontvang ons soveel barmhartigheid van die Here en ons beleef hom op soveel maniere, maar ons hou dit net hier vir onsself. En party van daai kinders van die Here word later amper fariseërs. Want hulle besef nie wat dit beteken om dit deur hulle te laat vloei na ander toe nie. So die barmhartigheid wat hulle ontvang word amper hierdie is myne. Dis vir my. Maar die Here sê ek het jou nooit geroep om my barmhartigheid net self te beleef en te hou nie. Ek het jou geroep dat my barmhartigheid oor jou gestort word. My liefde, my ontferming, my geduld, my voorsiening word in jou lewe gegiet, sodat dit deur jou kan vloei na ander toe. Die Here roep jou en my om 'n housepipe te wees. Nou kry jy 'n housepipe, daai kleintjies. Dan kry jy die dikker ene, die groter ene. Jy geweet, die diameter van 'n housepipe maak dat daar meer water deurvloei of minder, korrek? So ek wil jy moet vanoggend vir jouself vra, is een wat die emmer hou, soos die verlore seun wat alles bymekaar maak? Ag jouself, ja, ek is ten minste 'n bietjie van 'n housepipe so nou en dan, pastoor.
maar is nog 'n kleintjie? Of kan jy vereenselwig met die hart van God wat als ontfermend is en dat hy baie deur jou laat vloei na ander toe? Ja, maar pastoor, jy weet, mense maak misbruik van my barmhartigheid, dit is so. Mense maak misbruik daarvan, dit is so. Mense het misbruik van Jesus gemaak. Partykeer het hulle net aangehang om te kyk wat se wonderwerke hy gaan doen en of hy vir hulle gaan voorsien van kos. Dit het Jesus nie versper om sy barmhartigheid uit te leef nie. Inteendeel, Jesus het dit gebruik om sy disippels te leer. Op 'n stadium sê Jesus vir sy disippels, sorg julle vir hulle. En ek wil vir jou sê, Jesus kom vandag na jou en my toe en sê, ek gee aan jou my hart, my voorsiening. Ek wil deur jou met ander my beleef. Kom ons kyk gou na die twee seuns vir 'n oomblik. Die jongste seun, die jongste broer. Wat het hy gedoen? Hy dring aan by sy vader om te ontvang. Hy gebruik dit uit selfsugtige doeleindes en hy raak impulsief met dit. Hy dink nie dit deur nie. Hy mors dit. Mag dit dalk vanoggend wees waar die Here vir jou sê, my liewe kind, jy vra vir my soveel en ek gee vir jou so baie. Maar jy gebruik dit net op jouself. Dit vloei nie deur jou na ander toe nie, dis net jy. Die oudste seun, shame. Hy het dit bietjie moeiliker gehad. Hy het geglo hy's geregtig, verdien sy vader se barmhartigheid. Inteendeel, hy sê vir sy pa, luister, ek werk in hierdie huis so hard, jy gee vir my niks. Jy gee vir my niks. Moreel is eintlik selfsugtig, want hy dink omdat ek op 'n beter verhouding met my pa kan wees, omdat ek sekere dinge doen, dan verdien ek dit wat hy vir my moet gee. En baie keer sit ek en jy in die posisie waar ons baie keer voel die Here skuld ons iets of ons leef ons lewens mooi en goed, so die Here sal altyd vir my lief wees, maar wanneer jy een keer gly, dan iewes skielik is die Here nie meer lief vir jou nie en dan voel jy skaam en dan kom die vyand en sê vir jou jy's niks werd nie. Dis omdat jou kennis van hoe God se liefde werk gesetel is in werke. Toe word dit stil in hierdie gemeente. Ja, jou goeie werke bring goeie vrug, maar jou goeie werke kan nie God meer of minder lief vir jou maak nie. Ek sê dit weer. Jy kan 'n perfekte lewe lei. Dit gaan nie God se liefde vir jou meer of minder maak nie, want God se liefde vir jou het geen einde nie. Paulus sê, ek bid dat julle sal kan begin begryp hoe hoog en hoe diep en hoe wyd die Here se liefde vir julle is. Met ander woorde, ek wens julle kan dit net vir 'n oomblik in julle koppe vasvang. God se liefde vir julle het geen einde nie. Nee, maar ek moet dit verdien, pastoor. Die jongste seun het God gesien as 'n bank. 'n Oortrokke fasiliteit. Gaan, kry wat jy wil hê en vat pad. Die oudste seun het God gesien as die werkgewer. As ek vir jou hierdie dinge doen, dan verwag ek sekere dinge in ruil daarvoor. En albei hierdie uitkyke is nie korrek nie. Ek sê dit weer, albei hierdie uitkyke is nie korrek nie. Want God wil ons neem van een wat bymekaar maak vir homself. Het sy dit kry omdat hy voel hy moet dit gegee word of een wat voel hy verdien dit. Maar God wil sê dit gaan eintlik nie meer oor jou nie. Nadat ek jou bemoedig het, nadat ek jou opgebeur het, nadat ek vir jou voorsien het, nadat ek vir jou deurgekom het, nadat ek vir jou woorde van hoop in jou hart geplaas het, toe jy hoop verlore was, wil ek hê jy moet dit vat en jy moet dit vir iemand anders gaan gee. Ek wil hê jy moet beweeg vanaf jouself na ander. Medelee. En dit is hoekom ons in die kerk baie keer dan die barmhartige Samaritaan hierso inbring. En julle ken die verhaal, ek glo baie goed. Jesus het eintlik die volk daar so aan hulle kaak geruk, want hy het eintlik gesê, die persoon wat julle die meeste haat, wat julle dink is julle grootste vyand, is eintlik die een wat aan julle goed kan bewys. Want die Samaritane en die Jode het wou niks met mekaar te doen gehad het nie. Jy sien, ware medelee is geplant, is gewortel in die hart van God. Jy beleef Jesus.
Jy ervaar hom, jy raak liewer vir hom, jy groei dieper in jou verhouding met hom en jy gaan agterkom, dit gaan jou hart transformeer en jy gaan meer empatie begin kry. Daai klip word uitgehaal, hy gee vir jou hart van vlees. Jy beleef ander se pyn. Dit wat jy nooit gepla het nie, ewe skielik tel jy dit op. Ek het een keer dit so genoem. Voordat ons kinders gehad het ek verby 'n verkeerslig gery en daar het miskien iemand gestaan met 'n kind op sy arm en dit het my nie gepla nie. Maar nou dat ek 'n ouer is en ek beleef die liefde vir my kinders en hoe ek myself vir hulle ontferm en baie keer so jammer vir hulle voel, wanneer ek daai persoon met daai kind sien daar, dan breek my hart vir die nood van die kind. Hoekom? Want ek het die Here se liefde ervaar vir my kinders en nou sien ek die nood in ander kinders raak. Partykeer breek die Here ons harte vir 'n rede, sodat ons die nood in ander kan raak sien. Hoe lyk my tyd, gemeente? Moet ek aangaan of moet ek maar eerder hier stop? Kom ons gaan aan. Jy sien, ware medelee word gevorm deur jou ervaring met die Here. Wanneer hy betrokke raak, en dit verg dat ek en jy bewus moet wees oor wanneer die Here in jou my lewe ontferming bring. Jy weet, 'n maand wat jy gesukkel het om deur te kom, jy het nie geweet waar jy op vandaan kom nie, en iewers kry jy daai stuk pakkie vleis daar diep onder in die vriezer. Man, jy kan nie agterkom, is dit bene, is dit vleis of is dit 'n stuk visvinger wat verkalk het nie. Maar jy haal daai pakkie uit en jy gaan sit hom op die kas met die hoop dit is iets en jy ontdooi dit en hy was dit net ek. Soms kom die Here op die ongelooflikste maniere en hy ontferm homself vir jou en my en hy vra, sien jy dit? Beleef jy dit? Erken jy my in dit? En een manier hoe jy dit kan doen, leef 'n lewenstyl van dankbaarheid. As jy in alles dankbaar is, beleef jy die medelee van die Here ver meer as enigiemand anders, al kry jy dieselfde porsie. Hoor wat sê Lukas 15 vers 20 tot 22. Ek gaan vra dat ons net gou hierso kyk. Hoekom? Want weer eens hoor die Vader se hart. Hy, die Vader, het toe opgestaan en die verloorseun het na sy Vader gegaan. Hy was nog ver weg. Toe het sy Vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry. Hy het na hom gehardloop. Hy het hom omhels en hy het hom gesoen. Jou Vader, jou Here Jesus, is op die uitkyk vir jou lewe, waar hy sy barmhartigheid in jou lewe kan plaas. Nog, terwyl jy nog uitfigure of jy kan terugkeer na hom toe, begin hy jou al sien en hy hardloop na jou toe. En dan wanneer hy by jou kom, dan sê hy vir jou, ja, het jy alweer opgeneek? Nee, wat doen hy? Hy omhels jou. En hy gee eers vir jou liefde, hy soen jou. Hy sê vir jou, my kind, kom hier. En dan begin hy, terwyl die seun nog wil verskoning maak, begin die Vader restoreer. Die kind wil nog aan Jesus, Vader, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen wat in die oë is, en in die oë van die ander, en sê die pa, man, bring vir hom klere, bring vir hom 'n ring, kom sit sandaal aan sy voete, kom ons moet fees vier. Het jy al ooit gedink dat dit is hoe die Here oor jou en my voel? En hoe hy wil hê ek en jy oor ander moet gaan voel. Ons baie keer die mees kritiesste op ons eie mense, is ons nie. Ek lees 1 Johannes 4 vers 15 tot 16, maar ek wil dit graag uit die Amplified lees. So dis 2 skyfies aan asseblief Karen. 1 Johannes 4 vers 16 uit die Amplified sê die volgende: We have come to know by personal observation and experience, and have believed with deep, consistent faith the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides continually in Him. We have come to know by personal experience and observation the love of God. Het jy die liefde van die Here leer ken, fisies, emosioneel, in jou hart en in jou gees? Bly in daai liefde en laat toe daai liefde jou lewe omvou.
Laat toe dat jy beweeg van 'n liefde vir God, net omdat hy vir jou kan voorsien soos die jongste, of omdat jy voel jy verdien sy liefde soos die oudste. Beweeg weg van daai twee gedagtes, en kom op 'n plek waar jy net in die Here se liefde is. Waar jy net in sy liefde is. Beleef dit. Ontvang Jesus se medelee. Ontvang sy barmhartigheid. Ontvang sy heelheid in jou hart. Want hy kom en hy maak jou en my lewe gesond. Hy kom in jou en my lewe en hy herstel wat gebroken is. Hy kom en hy verander jou gedagtes. Hy kom en hy hernie jou gees. Soms kom hy jou uit die diepste put uit en hy plaas jou weer in die lig en jy voel asof jy vir 'n oomblik weer kan asemhaal. Laat toe dat jy dit voel en ervaar met jou hele wese, want wanneer jy dit doen, dan besef jy God is goed, maak nie saak wie ek is nie. God is liefde. En daai liefde het ek ervaar. Beleef Jesus. Ontvang dit wat hy elke dag mildiglik in jou lewe insaai. Ervaar hoe dit jou lewe verander, transformeer, vernuwe, genees, optel en gaan en leef dit uit. Hoor wat sê A.W. Tozer en ek sluit hiermee af. The love of God is one of the great realities of the universe, a pillar upon which the hope of the world rests. But it is personal, intimate. God does not love populations, He loves people. He loves not masses, but men. God is persoonlik in sy liefde tot jou en my. Hy is nie lief vir A.G.S. Krugersdorp nie. Hy is lief vir elke persoon hier by A.G.S. Krugersdorp. En buite die mure van A.G.S. Krugersdorp. En wat op die hoek staan en bedel in Krugersdorp. En elke kind in elke skool en elke kollega by jou werk. God is lief vir elkeen van hulle. En deur jou en my wil hy dit wys. Deur jou en my wil hy dit wys. Wil jy miskien jou emmer bietjie inruil vir 'n housepipe nie? As ek hierdie housepipe nou koppel, kan ek water by elkeen van julle in hierdie gebou bring sonder moeite. Het gaan nat wees, maar ek sal water by elkeen van julle kan bring sonder moeite. As jy vind dis moeilik om medelee met ander te wys, miskien is dit tyd dat jy weer Jesus ervaar vir die liefdevolle koning wat hy is. In steede van die een wat jy die hele tyd net goed van soek, of die een wat jy dink jy verdien dit want jy leef 'n sekere manier. Daarmee sluit ek af. En ek wil dan net noem, ja, jou geloof en jou dade moet ooreenstem. Jou dade sal spreek van die geloof wat jy bely. As dit nie doen nie, dan moet ons praat oor jou geloofsreis. Maar niks wat ek en jy kan doen, kan Jesus meer medelee oor jou lewe laat wys nie. Hy is liefde. Kom ons sluit die oë. Almagtige Hemelvader, U is 'n koning van restaurasie en heelheid en vernuwing. Here, U kom deur U genade en U liefde en U barmhartigheid en U betoon aan ons medelee. Here, U tel ons op, U vernuwe ons. U kom genees ons in vlees en gees en ook in verstand. Here, U kom in ons lewens en U tel ons op en U voorsien vir ons. Baie keer, Here, gee U aan ons hulpbronne sodat ons in ons lewens verandering kan bring. En Here, ons beleef U goedheid in ons lewens. Dit moet meer as net dit wees, Here. U roep ons om die kanale te wees wanneer U hierdie barmhartigheid in ons lewens bewerk, dat deur ons ander dit ook kan beleef. En dit is, Here, waarom ons in die gemeente glo ek nog steeds hierdie lese sterk aankleef, om hierdie transformerende liefde, wat U aan ons bewys, alom bekend te gaan maak. Om U liefde deur ons te laat vloei na ander.
Vergewe my en vergewe ons, wanneer ons soms die emmer van ons eie lewens optel en alles bymekaar maak net vir onsself. Baie keer gebruik ons dit amper as iets om op trots te wees. Kyk hoe goed is die Here vir my, kyk wat doen hy vir my, maar ons laat nie toe dat dit vloei na ander toe nie. Here, mag ons waak, dat ons hoogmoedig en selfsugtig raak met u medelee teen ons. Here, mag ons ook waak, dat ons dink ons kan u liefde verdien. U is liefde, en u gee dit mildiglik. Mag ons die kop skuif maak om te sê, Here, ek is net 'n kanaal. Ek is 'n vrywillige, gewillige kanaal vir dit wat u in my lewe doen om deur my te vloei, sodat ander Jesus kan beleef. Mag u lig so deur ons skyn. Mag die strome van lewende water wat in ons harte sal opkom en sal vloei na ander, so mildiglik vloei, dat ander u sal lief hê en draai na u, en u sal aangryp, nie net oor dit wat hulle dink hulle gehoor het nie, maar dit wat hulle beleef in en deur ons. Mag ons bereid wees om met opregtheid en dankbaarheid u medelee in ons lewens te erken en dit te beleef, en mag dit ons harte verander om dit aan ander te wil gaan gee. In die kosbare naam van Jesus alleen bid ek dit. En die gemeente saam sê Amen.